het nou agtergekom, baie keer as die voorsangers nie almal hier is nie, en ek probeer die voorsang lei, dan moet ek net kyk vir mevrou Botha se kop, dan weet ek's van die noot af. Maar, sorry Estel, ek het heeltyd die laaste reeltjie van bring my met die ou tyding, het ek gemis van waar moet ek wat doen. Dan sien ek Estel se kop maak so. Baie welkom hier, mag die Here ons vanoggend dan ook so seën, mag die Here terwyl hy beloof hy hier teenwoordig is, mag ons elkeen dan ook sy teenwoordigheid in ons harte ervaar. So daarom mag ons dan so vir die Here sê, spreek Here, wat u diensknegt en u diensmaagd luister. Vandag is dit vir ons 'n voorreg om hier saam te kan wees en daarom hou ons graag aan u dan die afkondigings namens die Eerware Kerkraad voor. As jy so lank wil naslaan, vanoggend se skriflesing is vanuit Matteus hoofstuk 27 en dan is daar kinderbediening. Jacqueline het gevra direk na die erediens, daar gaan nie 'n opening wees nie, maar direk na die erediens, daar gaan wel koffie en tee wees. So ek weet nie presies hoe werk die kinders se koffie en tee nie, maar jy kan dan gerus ietsie neem en dan kan jy klassies toe gaan en dan is die klassies tot en met 11 uur. Ons het vanoggend 'n tweede erediens. Dominee Johnny is hier van die kerkkantoor af wat vir ons eers die woord gaan bedien en dan gaan ons met die tweede diens gaan ons bietjie kerklike finansies bespreek. So dit is 'n baie kardinale bespreking wat ons moet hê. Baie keer dan word daar gevra, wat doen die kerk met die geld? Ons almal gee ons bydraes, maar wat doen die kerk eintlik nou met die rand en die sent wat ons aan hulle toevertrou? Hoe word dit gespandeer? En dan gaan ons bietjie daaroor gaan gesels, daar gaan geleentheid wees vir vrae, 'n heerlike toelichtingsgeleentheid wat ek glo die Here ons ook dan mee gaan kom seën. So dit is tydens die tweede erediens wat ons dan daaraan gaan spandeer. Dan het ons kerkraadsvergadering vanmiddag om 3 uur, ons vra dat jy saam met ons sal bid daarvoor. Woensdagoggend, oggendbid hier om 9:30 by Tannie Rita Brinkman en dan die aand bid hier om 6:30 hier by die kerk en dan herinner ons ook net aan donderdag aand se aanlyn bid hier. Asseblief vriende, as jy nie die skakel of die link ontvang nie, sê vir ons asseblief ergens op die groepe, is die naam of die nommer het intussen miskien verander of hoe ook al, maar dat ons dit kan regstel, sodat jy dan hierdie skakel kan kry. En neem vrymoedigheid, stuur dit vir vriende en familie, waar hulle ook al bly. Stuur dit vir hulle ook aan, dat hulle saam kan inskakel. Dit is 'n heerlike Bybelstudie wat saam gedoen word, daar is geleentheid, as daar enigiets onduidelik is, vra asseblief, dan kan ons saam gesels ook. So dit is nou 'n lewendige uitsending, waar daar ook interaksie kan wees. So dit is nou maar 'n bietjie interessant nou maar vir baie wat nou nie gewoond is om 'n Bybelstudie oor die selfoon te volg en so nie, maar dit is tog 'n heerlike geleentheid wat jy dan self saam met jou familie kan deel, wat ook kan ver is. So nooi hulle asseblief elke donderdag aand van 7 uur tot 8 uur. Dan sal jy nou sien, daar agter op die groen bord is 'n klomp foto's aangebring. Dit is die Senior Burgers se fondsinsamelingsprojek van R20 wat jy dan 'n vorm by Frida bekom en dan op daai vorm dan staan elke fotootjie het 'n nommer en dan moet jy nou raai wie se baba foto is, wat 'n nommertjie daar en dan kan jy die vorm invul en dan kan jy hom teruggee vir Frida. So help ondersteun hulle ook. Geniet ook 'n bietjie die saamraaiery om te sien hoe het wie gelyk toe hulle baie kleiner was en baie jonger was en baie minder gewig geweeg het soos ek self. So een van hulle is ek daar op die bord, as julle sien, iemand is nie groot daar nie. Ek was kleiner lank gelede, toe ek nog 'n introvert was. So, dit is daar agter op die bord, help die Senior Burgers asseblief, dan ook met daardie aksie wat hulle dan het. Dan volgende Sondag nagmaal en katkesant voorstelling en dan ook lidmaat voorstelling. En dan is die CVV ook dan nog besig met hulle papieerinsameling. Wat ons vra vir donasies, jy kan gerus kyk na die kombuis. Die kasdeure is omtrent elke kas het 'n ander tipe deur op. Daar kort verf in die kombuis, daar kort 'n paar dingetjies in die kombuis wat baie dringend aandag nodig het. So dit is 'n fondsinsameling wat die susters dan het om dan die kombuis bietjie op te dateer en bietjie te help dat alles weer mooi is asseblief. So help en ondersteun hulle ook. Oom Johan Botha het ook 'n klomp skilderye en goeders wat hy graag vir die kerk wil skenk. So dit gaan ons dan ook aanwend as 'n donasie. So daar sal volgende Sondag sal ons nou 'n klomp skilderye daar agter op die tafels uitpak. So as jy een wil hê, daar's nie pryse op nie. Jy gee 'n donasie en dan vorm dit nou deel van die CVV se papierdonasies of hulle papierbazaar. So dan kan jy vir jou skildery neem, 'n donasie gee wat jy voel hy werd is en dan is dit jou naam in jou huis te gaan ophang.
Goed, dankie ook vir oom Johan vir daardie donasie. Dan volgende Sondagmiddag ook, 4:00 het ons dan die kerkradsbid hier by Jacques Dievenage in Parys. En dan die 29ste Mei, met ander woorde die 28ste Mei, het ons nie 'n gemeentebid hier in die gemeente nie, maar die 29ste het ons dan ouer gewoonte, soos elke jaar, het ons dan ons hemelvaart bid hier by die kerk. Dan die 31ste Mei, die mans moet ons tog help. Die vrouens is verskriklik baie op Facebook. Nou, dis nou nie 'n klagte nie, maar die probleem is, hulle sien al die advertensies van een van die slaghuise hier in die dorp wil graag 'n bazaarmark begin en toe bied hulle vir kerke 'n pannekoektafel aan en dan vat die vrouens dit. En dan is dit nou weer hulle gelde. So ons kla nou nie daaroor, ons is bly vir hulle. Maar as die mans net bietjie meer op Facebook is, dan kan ons ook die fondsinsameling gebruik vir ons fondse. Maar nou elke keer sien hulle dit eerste, dan neem hulle die geleentheid en dan moet ons hulle nog help ook daarmee. So, help ons asseblief die 31ste Mei, dis Bones and Blades, Blades and Triggers, Bones and Blades. In Riemlandstraat het 'n lekker groot erf voor by die slaghuis, so daar gaan nou 'n hele bazaar, hele verkope wees die 31ste Mei, maar ons gaan die pannekoektafel beman. So, ons kort asseblief donasies vir pannekoekbestanddele, praat met Jana asseblief, dan kan sy vir jou sê, wat het ons nie, wat kort ons, hoeveel kort ons van wat ook al, so as jy ons daarin kan help, maar die 31ste Mei het ons kopers nodig, mense om die pannekoek te kom koop, so jy kan nou al reeds voor die tyd bestel, dan kan ons dit vir jou reggee vir daardie dag, maar ons het ook hande nodig op die dag van die pannekoekbakkery, wat ons dan fisies die pannekoeke moet bak. So, baie dankie daarvoor, dankie dat ons kan staatmaak op elkene, kom ondersteun ons asseblief, sodat ons ook 'n sukses van daardie fondsinsameling kan maak. Dan 1 Junie tot 4 Junie, Pinksterdienste hier in ons gemeente, heerlike saamkuier. Daar's Maandag, Dinsdag en Woensdag is daar ook dan heerlik iets saam te ete voor die diens. So moenie bekommerd wees as jy 'n bietjie laat kom van die werk af nie. Kom geniet iets saam met ons in jou werksklere en kom geniet saam met ons dan die dienste van 1 tot 4 Junie. Dan die 20ste Junie, teelepeltjie pasta ete. Help ons asseblief, die papier is nog daar agter. Wat 'n ete u ook al vir ons gaan bring wat pasta gebaseerd is. En dan gaan ons heerlik saam kuier dan ook die 20ste Junie. U kan ook die besprekings doen vir wie almal dit wil bywoon, kan u ook net vir Jana aanstuur asseblief. 28 Junie tot 3 Julie is dit Lofdal konferensie, 'n heerlike geleentheid terwyl dit lekker koud in die Vrystaat gaan wees, dan gaan ons daar bo in die Bosveld lekker saam kuier. Dankie my vrou. Ek het haar nodig. Volgende Sondag is daar 'n kinderbediening ete. Nou gelukkig luister die kinderbediening so nou en dan na een van die dominees. Daar is nie hoender hierdie keer nie. Daar is heerlike bobotie. So R80 'n bord kos, kinderbediening? R80 'n bord kos. Daar is 'n papier op die gestreepte tafeltjie daar agter. Doen asseblief net, vul net jou naam in en hoeveel borde jy gesin wil hê. En ek gaan sleg voel as ek jou naam nie daar sien nie, terwille van jou. So, help asseblief, so as jy volgende Sondag nie bobotie het om te eet nie, dan het jy nie bespreek nie. So help ons asseblief, help die kinderbediening ook met hulle fondsinsamelings, sodat ons al die lysies kan volmaak en dit dan ook vir hulle 'n geleentheid gee. Dis lekker as die gemeente sien ons ondersteun mekaar, met watter aksies daar ook al aangebied word. So asseblief, neem vrymoedigheid, vul die lys in, doen 'n bespreking, selfs as jy nou 'n bietjie minder lus is om kos te maak, bespreek sommer vir Maandag ook dan die kos. So dan kan jy Sondag en Maandag kan jy altyd daar kan jy heerlike bobotie eet. Bobotie is baie lekker, baie tradisioneel aan ons, dan voel jy weer reg Afrikaans. Terwyl daar 49 van ons minder in die land is, waaraan al klas 7 meer is as wat Charlies gesê het hier is. So, kom geniet dit saam met ons, kom eet die lekker bobotie, en kom geniet die dag ook dan saam met ons asseblief. Goed, sê wie om Edwin? Nee, hoenders is gemaak om eiers te lê. Dis dit. Goed, ons vra voorbereiding vir die inhoud van ons gebedspak. Neem altyd vrymoedigheid as jy 'n gebedsversoek op 'n papier wil aanteken. Ons lees nie die inhoud daarvan nie, so jy kan enige gebedsversoek wat in u hart lewe, kan jy op 'n papier neerskryf. By die hoofingang kan jy dan die gebedsversoek plaas en dan bid ons saam vir die inhoud van die gebedspak asseblief. Dan bid ons vir ons gesinne, vir ons huwelike, ook vir ons kinders, vir Rosaanstein, vir klein Martin Du Plessis, vir tannie Ethel Becker, vir Wanda Viljoen, vir tannie Alet Viljoen,
vir oom Johan Schreder, vir tannie Anna Lombard bid ons nog hierdie week, maar die familie sê dit gaan al baie beter met haar. Bid asseblief saam met ons vir tannie Ria Roos, en dan ook vir Eddie, oom Edwin en tannie Lena se seun wat nog ernstig in die hospitaal is, dan ook oom Frik van Deventer wat weer 'n terugslag gehad het met sy gesondheid, hy is ook in die hospitaal, en dan Dinsdag gaan tannie Rina Barnard in vir 'n operasie, en dan Len gaan ook in vir 'n operasie Alberton toe. So bid asseblief vir elkeen van hulle dat die Here ook sal deurdra en dat die Here ook hulle elkeen sal aanraak. Baie baie dankie. Dan die verjaarsdag in die week wat voorlê. Psalm 118 vers 29 sê, loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Die 19de verjaar oom Piet van der Westhuizen, die 21ste verjaar Jorrie, die jongste in die pastorie verjaar dan, en dan die 22ste is dit Rolien Labeskagnie wat verjaar. Baie, baie geluk met die verjaarsdag. Nou, terwyl ek nou praat van verjaarsdag, ek het ook verjaar in die week wat verby is. Baie, baie dankie vir al die gelukwense, dankie vir al die geskenkies, dankie vir alles wat u ook dan so vir my doen, vir die gebede, vir ons ook, ons waardeer dit uit ons harte uit. Baie, baie dankie. Dis al die afkondigings wat ek graag onder die aandag wou gebring het. Ons gee dan nou geleentheid vir die opneem van die kollekte asseblief. Kom ons bid. Dankie liewe Vader, as jy kan wees, dankie vir die finansies wat u ons ook mee in staat gestel het. Here, dat dit ook tot u eer, tot u koninkryk gebruik en aangewend sal word. Seën asseblief die diens en ook prediker en hoorder en dat u verheerlik sal word. Dankie Vader. Amen. Baie, baie dankie vriende. Ek gaan julle nou vra om saam te staan. Dan gaan ons saam ons openingslied sing, besoek u werk o Heer, en ons gaan vra dat jy gaan bly staan na die sing van die lied vir die openingsgebed, maar ek gaan tydens die sing van die lied gaan ek oorgee vir Dominee Johnny. Dominee Johnny het gelukkig in ons gemeente het nie veel bekendstelling nodig nie, maar intussen het Dominee Johnny is die saakgelastigde van die gemeente, hy is die aktuarius van die kerk, van die hele kerk, so hy hanteer baie van die regsaspekte van die kerk, hy hanteer ook al die finansies van die hele kerk, wat hy voor verantwoordelik is om te bestuur. So, as daar enige moeilike vrae is wat ek gewoonlik nie van weet nie, Dominee Johnny kan al die moeilike vrae kan hy antwoord. So, as daar enigiets baie moeilik is, oom Eto, daai vrae wat oom altyd vra wat ons nie altyd weet nie, Dominee Johnny is die man. Hy gaan oom antwoord. So, dis vir ons 'n voorreg. Baie, baie dankie Dominee Johnny, dankie Elsie, vir julle kuier ook hier in ons gemeente. Mag die Here julle ook seën in die kerkkantoor. Ek weet dit is nie altyd maklik om met dominees te werk en om papierwerk uit dominees uit te kry nie, maar baie dankie, mag die Here julle ryklik seën, ook met wysheid, en mag die Here dan ook die finansies van die kerk seën. Dominee Johnny moet antwoorde gee as hy nie al die betalings kan doen nie, as almal nie inbetaal het nie, kan hy nie alles nakom wat hy moet nakom nie, so dan sit hulle met daai kopseere oor hoe moet hulle finansies rondskuif, so bid asseblief vir hulle, ook vir besondere genade en wysheid, en laat die Here hulle sal seën met hulle werk ook. Baie, baie dankie. Kom ons staan dan, sing ons saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, dis voorwaar die begeerte van ons siel en van ons hart, dat U ons vanoggend ook sal kom besoek. Here, ons is so diep afhanklik van U. Ons dink aan die woorde uit U woord, van die psalmdigter wat skrywe, wat is die mens, dat U aan hom dink? Die mens se kind, Here, dat U ons in gedagtenis hou. En ons eer U as die almagtige God, wat nooit laat vaar die werke van U hande nie. En daarom, Here, is ons as gemeente voor U, en dis ons gebed. Spreek, Here, want U diensknegt en U diensmaagd luister. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God, onse Vader, en die Here Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Van my kant af ook net baie dankie vir die geleentheid. Ek sit nou daar terwyl ons sing en ek sien die Pinkster word afgekondig. Herinner ek my 2 jaar gelede was ek hier vir die Pinksterreeks. En soos Domies Reinou gesê het, ek dink hulle het nou al 3 leraars hier in Sasolburg. So tuis voel ek hier by u.
U kan die woord van God oopmaak in die welbekende gedeelte daar in Matteus hoofstuk 27. Matteus hoofstuk 27 is natuurlik die kruisiging van ons Here Jesus Christus. Maar ek wil hê u moet vanoggend dinge raak sien wat u dalk baie keer oorlees en dit nie raak sien nie. Let op wat u lees en vra en ons sal sien dat ons dinge gaan uitlig wat ons baie keer nie raak sien nie. Kom ek lees vir ons daar vanaf vers 32 van hoofstuk 27. En toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam van Simon. Hom het hulle gedwing om sy kruis te dra. En hulle het gekom op 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken plek van die hoofskedel. En vir hom asyn met gal gemeng gegee om te drink. En toe hy dit proe, wou hy nie drink nie. En nadat hulle hom gekruisig het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is. Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. En hulle het gaan sit en hom daar bewaak. Dis natuurlik die soldate. En bokant sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Toe word daar saam met hom 2 rowers gekruisig, een aan die regter en een aan die linkerkant. En die verbygangers het hom gespot, terwyl hulle hul hoofde skud en sê, U wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red u self. As u die seun van God is, kom af van die kruis. En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes en ouderlinge gespot en gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat hy hom nou verlos as hy behaag in hom het, want hy het gesê, ek is die seun van God. En op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig was, hom ook beledig. En van die 6de uur af, het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe, en omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is, my God, waarom het u my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, hy roep Elia. Toe hardloop daar dadelik een van hulle, en neem 'n spons en maak dit vol asyn, en sit dit op 'n riet, en laat hom drink. Maar die ander sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan, en in die heilige stad ingekom, en aan baie verskyn. En toe die hoofman oor 100, en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien, en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword, en gesê, waarlik, hy was die seun van God. En daar was baie vroue wat dit van ver af aanskou het, wat vir Jesus van Galilea af gevolg en hom gedien het. Onder hulle was daar Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Joses, en die moeder van die seuns van Zebedeus. Tot sover uit die onfeilbare woord van God. Ons teks van oordenking vind ons daar in vers 48. Toe hardloop daar dadelik een van hulle, en neem 'n spons, en maak dit vol asyn, en sit dit op 'n riet, en laat hom
drink. En die tema by vanoggend se boodskap is: wat leer die spons met asyn ons van die vernedering en die smarte van die kruis? Vriende, met elke nagmaal, met elke Paasfees, herdenk ons die kruisgebeurtenis soos vervat in ons skriflesing vanoggend. Voordat jy nie besef wat Jesus werklik vir jou aan die kruis gedoen het nie, sal jy nooit vrywillig aan hom gehoorsaam wees nie. Kan ek vir u dit herhaal, dat u kan luister? Voordat jy nie besef wat Jesus werklik vir jou aan die kruis gedoen het nie, sal jy nooit vrywillig aan hom gehoorsaam wees nie. Het u opgemerk, toe ons hierdie gedeelte gelees het, dat hulle 2 maal vir Jesus iets gegee het om te drink? Die eerste wou hy nie drink nie, sê vers 34, maar die tweede keer het Jesus gedrink, vers 48. Het u opgemerk, die ontslape heiliges wat opgestaan het en vir 3 dae in die grafte gebly het en na Jesus Christus se opstanding eers uitgegaan het en aan baie verskyn het in Jerusalem. En vanoggend gaan ons nie daaroor praat nie. Dis 'n boodskap vir 'n volgende keer. As julle my weer wil nooi, ek het daai boodskap alreeds uitgewerk. Vandag gaan ons net praat oor wat aan Jesus Christus gebied is om te drink tydens sy kruisiging en wat ons daaruit kan leer. Nou die verhaal van die kruisiging is die belangrikste boodskap van die evangelie, van die kerk en van die Bybel. Daarom is dit nie toevallig dat al 4 die evangelies die verhaal oor Jesus Christus en die kruisiging bevat nie. Matteus 27 wat ons vanoggend saam gelees het, dan ook Markus 15 vers 21 tot 41, Lukas 23 vers 26 tot 49 en Johannes 19 vers 17 tot 37, al 4 evangelies se weergawe van die kruisiging. Ons gaan in die loop van die boodskap na al die beskrywings verwys. Vriende, God is alwetend en niks gaan by God verby nie. Die alwetende, die almagtige God word nie onbehoed betrap nie. Elke woord rondom die belangrikste verhaal wat ooit opgeteken is belangrik. Mens mors nie met woorde of gedagtes as jy die kruisiging beskryf nie. Het jy opgemerk dat toe hulle die eerste keer vir Jesus iets gee om te drink in vers 34, dat dit asyn met gal gemeng was, en dat hulle nie 'n stok of 'n riet nodig gehad het om dit vir Jesus te gee nie. Hulle het dit ook dadelik vir Jesus aangebied, en daarna, sê vers 35, het hulle hom gekruisig. Hierdie eerste mengsel wou Jesus nie drink nie. Toe hy proe wat dit is, toe wou hy dit nie drink nie. Het jy al vir jouself die vraag gevra, waarom wou Jesus dit nie drink nie? Jesus is die vorige nag al gevange geneem. Hy is deur die nag gestuur van Pontius na Pilatus, na Herodes, terug na Pontius Pilatus. Annas, Caiaphas. Hy is toe gegeesel en gemartel en geslaan, met sy kruis op sy rug, die Via Dolorosa gestap tot by Golgotha. Ek dink, toe Jesus by daai kruis aankom, moes hy dors gewees het. Maar hy drink nie hierdie mengsel wat vir hom aangebied is nie.
Die tweede mengsel wat hulle Jesus aanbied is asyn wat op 'n spons gegooi word en met 'n riet, 'n ander evangelie sê 'n hisoptak vir Jesus gegee word en die mengsel drink hy. Waarom drink Jesus hierdie tweede mengsel, maar wou nie die eerste drink nie? Nou baie sê dit was om Jesus aan die lewe te hou, sodat hy langer op die kruis sou leef, want hulle dit meer geniet. Maar die woord van God sê, nadat hy dit gedrink het, het hy dadelik die Gees gegee. Kom ons gaan kyk na hierdie mengsels en bepaal waarom Jesus dit aangebied is en waarom hy die een drink, maar die ander nie. Dit sal ons ook 'n baie goeie idee gee van die vernedering wat Jesus op die kruis moes deurgaan, moes beleef vir ons, sondaar mense. In die eerste plek sien ons uit hierdie gedeelte dat die woord van God vertel vir ons dat daar twee mengsels, soos nou genoem, vir Jesus aangebied is aan die kruis. Ek lees weer vir ons vers 34. En vir hom asyn met gal gemeng gegee om te drink, en toe hy dit proe, het hy nie gedrink nie. Vers 48 van Matteus 27, toe hardloop daar dadelik een van hulle, neem 'n spons en maak dit vol asyn, en sit dit op 'n riet, en laat hom drink. Duidelik is hier twee geleenthede waar tydens Jesus iets aangebied word om te drink. Toe hy by die kruis aankom, word aan hom asyn gemeng met gal gegee. Jesus proe daaraan, en toe hy proe wat dit is, wou hy dit nie drink nie. Die evangelie van Markus maak ook melding van twee kere wat Jesus iets aangebied is om te drink. Markus 15 vers 22, daar lees ons, en hulle het hom gebring op die plek Golgotha, dit is, as dit vertaal word, plek van die hoofskedel, vers 23, en toe gee hulle hom wyn met mirre gemeng om te drink, maar hy het dit nie geneem nie. Vers 36 lees van Markus 15. Toe hardloop een en maak 'n spons vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. Die evangelie van Lukas en Johannes praat net van die asyn op 'n spons. Hulle verwys nie na die gal of die mirre nie. Vriende, die woord van God leer ons dat hierdie gebeurtenis aan die kruis, die hele kruisgebeurtenis, is eintlik die vervulling van die skrif, van profesie. Die apostel Johannes noem dit duidelik in sy evangelie. Johannes 19 vers 28, daar skryf Johannes, hierna, omdat hy, dit is Jesus, geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. Nou hierdie skrifvervulling verwys na Psalm 69 vers 22. As u die Bybel saamgebring het, maak hom oop daar by Psalm 69 vers 22. Ek gaan vir u vandag net ietsie wys, hoe belangrik dit is om raak te lees wat in die Bybel is. Psalm 69 vers 22, ek lees uit die 83 vertaling. En hulle het aan my gal gegee as my spys, en vir my dors het hulle my asyn laat drink. Het u opgemerk die komma in daardie vers? Kom ek lees weer. En hulle het aan my gal gegee as my spys, komma, en vir my dors het hulle my asyn laat drink. Nou wat soek 'n komma voor 'n en? Die Afrikaanse taal se spelreël sê 'n komma gevolg deur 'n en gee eintlik 'n nuwe gedagte. Dis 'n nuwe sin. En hulle het aan my gal gegee as my spys. Punt. Nuwe sin. Vir my dors het hulle my asyn laat drink. Dis eintlik wat daar staan. Hierdie messiaanse psalm oor die martelaar is 'n psalm van koning Dawid,
dui ook vir ons twee dinge aan wat Jesus aangebied sou word in sy marteling aan die kruis. Gal as spys, iets wat Jesus moes versadig, en asyn om te drink, om sy dors te les. Die een weier Jesus om te drink, maar die ander vra hy voor met die woorde, ek het dors, gee my iets om te drink. Kom ons kyk, wat was die doel van elk van hierdie mengsels wat aan Jesus gebied was? Want dit verklaar hoekom Jesus die een weier, maar die ander een drink. Daarom kyk ons na die twee mengsels. Die eerste mengsel, vers 33 en 34 van Matteus 27, en hulle het gekom op 'n plek wat Golgotha genoem word, en vir hom asyn met gal gemeng gegee om te drink, en toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Markus 15 vers 22, en hulle het hom gebring op die plek Golgotha, dit is, as dit vertaal word, plek van die hoofskedel, toe gee hulle hom wyn met mirre gemeng om te drink, maar hy het dit nie geneem nie. Net voordat hulle Jesus op die kruis vasnaal, wil die soldate aan hom asyn of wyn gemeng met gal of mirre gee om te drink, maar toe Jesus proe wat dit is, toe wou hy dit nie drink nie. Asyn of wyn met gal of mirre gemeng was 'n tipe gifwater. As jy te veel daarvan sou drink, kon jy sterf daarvan. Maar as jy 'n minder of 'n kleiner dosis inkry, het dit die pyn verlig, jou lomerig gemaak. Dit was 'n pynstiller. Daarom dat die 1983 vertaling van Psalm 69 vers 22 lees, toe ek honger was, het hulle my gif aangebied. En toe ek dors was, wou hulle my asyn laat drink. Ons lees op verskeie plekke in die boek Jeremia ook van hierdie gewater. Ek noem vir u 'n voorbeeld, Jeremia 8 vers 14. Waarom bly ons sit, skrywe Jeremia, kom by mekaar en laat ons in die versterkte stede ingaan en daar omkom, want die Here onse God laat ons omkom en hy laat ons gewater drink, omdat ons teen die Here gesondig het. Daar kan dus twee redes wees waarom die soldate Jesus asyn of wyn met gal of mirre gemeng gegee het om te drink. Hulle wou of sy pyn verlig, dan hou hy langer aan die kruis voor hy sterf, of hulle wou hom vergiftig, hom doodmaak, indien Jesus te veel sou drink. Nou, in gedagte soos ek vir u genoem het, Jesus moes dors gewees het. Hy sou gesluk het, iets wat sy lippe kon versadig van die dors. Maar God is in beheer. Toe Jesus proe wat dit is, wou hy dit nie drink nie, want eerstens wou hy die kruis met sy volle positiewe ervaar, by sy volle bewussyn wees. Hulle moes nie later kon sê, Jesus het nie geweet wat hy doen nie. Toe hy daar aan die kruis gehang het, het hy nie geweet wat hy doen nie. Hy was bedwelm. Nee, toe Jesus dit proe, sê Here, ek wil met my volle bewussyn, by my volle positiewe, hierdie marteldood, hierdie kruisdood ervaar. Dat niemand ooit sou kon sê, ek het dit nie vrywillig gedoen nie. Tweedens, moes hy aan die kruis sterf, weens die gevolge van die kruis, die vloekhout, en nie weens vergiftiging nie. Vriende, Jesus se dood, wat hy aan die kruis gesterf het, was 'n vrywillige daad, en was Jesus te alle tye volkome bewus van wat om hom aangaan. Omdat Jesus se dood 'n vrywillige daad was wat Jesus gedoen het, sou God nie toelaat
dat Jesus vermoor word met gif nie. Die lam moes aan 'n hout sterf vrywillig en nie vergiftig word nie. Jesus self bevestig dat hy vrywillig sy lewe sou gee met sy woorde in Johannes 10. In Johannes 10 praat Jesus van die goeie herder wat sy lewe aflê vir sy skape. Dan sê hy in Johannes 10 vers 17 tot 18 die volgende: Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Vers 18. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer op te neem. Hierdie gebod, hierdie mag het ek van my Vader ontvang. Jesus het mag. Hy het die keuse of hy sy lewe gaan aflê en hy het die keuse of hy dit weer gaan opneem na sy dood. En hierdie mag, hierdie keuse het hy van God die Vader ontvang. Daarom het jy dit raak gelees, dat vers 50 van ons geleesde gedeelte aandui, dat Jesus met 'n groot stem geroep het en die Gees gegee het. Jesus was nie kapot nie. Nee. Met hierdie woorde bevestig Matteus dat Jesus sy Gees vrywillig afgegee het om te sterf. U weet, die dag as die doodsengel by my en jou kom stil staan, gee jy nie jou gees nie, dit word van jou geneem. Maar niemand kan die Seun van God doodmaak nie. Niemand kan sy gees neem nie. Hy moes dit gee. Vrywillig. Verder moes die lam van God willens en wetens by sy volle positiewe wees om hierdie vrywillige keuse te maak om te sterf, om sondaar en God te versoen. Kom ons kyk na die tweede mengsel en die doel van sodanige mengsel. Die tweede mengsel was asyn. Matteus 27 vers 48. Toe hardloop daar dadelik een van hulle en neem 'n spons en maak dit vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. Lukas 23 vers 36 tot 37 beskryf dit as volg. Hoor mooi. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. Die soldate het nie vir Jesus asyn gebring om hom langer te laat lewe nie, hulle het asyn vir hom gegee om te drink, om hom te bespot. Hulle spot met Jesus en sê, jy is die koning van die Jode, vat, drink die. Die tweede mengsel wat Jesus aangebied was, is asyn op 'n spons. En dis die eerste en die enigste plek waar die woordjie spons in die Bybel voorkom, is by hierdie kruisigingstoneel. Nêrens anders nie. Hierdie tweede mengsel het Jesus gedrink. Al 4 evangelies bevestig dat Jesus asyn op 'n spons met 'n riet of 'n hisopstingel aangebied is en dat Jesus dit gedrink het. Asyn is in daardie tyd algemeen gebruik as 'n reinigingsmiddel, want hierdie was suurwyn, is die Griekse woord daarvoor. En dit is gebruik as 'n reinigingsmiddel, 'n seep, 'n detergent. Hier wil ek graag die beskrywing wat Johannes vir ons gee oor die kruisiging in hierdie geleentheid, die asyn wat gedrink word op 'n spons, wil ek graag vir u lees. Johannes 19 vers 28 tot 30. Hierna, omdat hy, dit is Christus, geweet het dat alles volbring was,
sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan, en hulle het 'n spons met asyn gevul en op 'n hisopstingel gesit en aan sy mond gebring, vers 30. En toe Jesus die asyn geneem het, in Grieks is hierdie in die afgehandelde tydvorm, nadat Jesus gedrink het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Soos genoem was hierdie die vervulling van Psalm 29 vers 22. Maar hierdie woorde van Jesus, ek het dors, om dit beter te verstaan, moet ons ook onthou wat die vorige aand in Getsemane gebeur het. Kan u nog onthou? Net voordat Jesus gearresteer word. Die gebeurtenis in die tuin van Getsemane word vir my die beste beskryf in Lukas 22 vers 41 tot 44. Kom ek lees dit vir ons. En hy het hom, dit is Jesus het hom, van hulle afgesonder, omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid en gesê, Vader, as u tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, dit is Jesus, het hy met groter inspanning gebid en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Dit is 'n mediese feit, dat as jy onder geweldige spanning is, dat jy kan bloed sweet, letterlik. Dis waar die spreekwoord in die Afrikaanse taal vandaan kom, dit het bloedsweet gekos. Let daarop, dat wat ook al in hierdie beker was, hierdie simboliese beker wat Jesus moes drink, dit geweldige spanning in Jesus bewerk het. 'n Engel uit die hemel moes hom kom versterk, toe hy dink aan hierdie drink van hierdie beker. En soos genoem het sy sweet in bloed verander. Jesus was in geweldige spanning oor dit wat hy aan die kruis moes ledig, daardie beker wat hy moes drink. Nou wat was in hierdie beker wat Jesus moes ledig? En die antwoord daarop is dat dit die grimmigheid van God was. Jeremia 25 vers 15, weer Jeremia, hoor mooi, want so het die Here, die God van Israel vir my gesê, neem hier die beker van die wyn van my grimmigheid uit my hand en gee dit om te drink aan al die nasies na wie ek jou stuur. En dan Jeremia 25 vers 28 sê, en as hulle weier om die beker uit jou hand te neem om te drink, moet jy vir hulle sê, so spreek die Here van die leerskare, drink sal jy. Openbaring gee ook vir ons 'n idee wat hierdie beker was wat Jesus moes drink. Openbaring 14 vers 9 tot 10. Onthou ek net so agtergrond gee. Openbaring 9:14 is nou in die groot verdrukking. Merk van die dier. Merk van die dier gekry het, kan jy nie gered word nie. Ons lees in Openbaring 14 vers 9 tot 10. En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê, as iemand die dier en sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. Hierdie beker
is dus gevul met God se grimmigheid, gevul met God se straf oor die mens se sonde. Jesus moes die mens se sonde drink en God se straf daaroor verduur op die kruis. Paulus verwoord wat Jesus aan die kruis gedoen het in 2 Korintiërs 5 vers 20 en 21 as volg. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen, want hy, dit is God, het hom, dit is Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom, sondeloos volmaak voor God in Christus. In kort, die beker wat Jesus aan die kruis moes drink, was die sonde van die mensdom, die vuil van die siel. Nou vriende, dit word getoonbeeld in die spons wat vol asyn gemaak is en met 'n riet aan Jesus gegee is om te drink. Nou wil ek net vir u noem, hou in gedagte dat toiletpapier soos ons dit vandag ken, eers in 1856 in gebruik geneem is. Voor dit was dit die gebruik om jou met water te spoel as jy op die toilet was. Dit is waar, Anton, nou wil ek die foto's graag. Die foto's inkom van openbare toilette soos wat dit gelyk het in Jesus se tyd. Daar is die openbare toilet waar jy op gesien, jy kan sien dis openbaar, né? Daar is nie afskortingkies nie. Daar is die sitplek, daar het jou voete gerus, maar nou wil ek hê jy moet duidelik waarneem. Daar is 'n voortjie. sien u daai voortjie? Daardie voortjie is gevul met asynwater om te reinig. Volgende foto, Anton. Hier is in Efese ook 'n openbare toilet. Dis daarom net van die diere geskei, lyk dit my. Sitplek. Weereens, sien u daar? Daar is die voortjie. Volgende foto. Is ook 'n openbare toilet, weer die sitplek. En daar is die voortjie met asynwater gevul. Navorsing toon opgrawings asyn neerslaa in daardie voor gevind. Volgende foto, Anton. Daardie openbare toilet is die publieke toilet in Jerusalem. Sitplekke lyk so bietjie anders, maar jy kan nog steeds die voortjie daar sien. Volgende foto. Daar is toeriste afgeneem, ek dink in 2014, in die openbare toilet. Daar is die voortjie. Laaste foto. Daar is die openbare toilet. Vriende, opgrawings toon dat aan die Romeinse soldate is 'n sponsie aan 'n stok vasgegee, vasgemaak, geissue, as deel van sy wapenrusting, en dit het hulle gebruik as toiletpapier. As jy op die toilet was, het jy die sponsie wat gewoonlik daar neergesit sou word, het jy die sponsie geneem, dit nat gemaak in die voortjie van asynwater, en daarmee jouself gereinig. Dit dan weer afgespoel in die sponsie, of die sponsie afgespoel in daardie voor van asynwater, en as jy klaar is, jy die sponsie weer teruggesit, daar op sy plekkie. Maar die soldate het elkeen sy eie een gehad. Dankie, Anton. In Jesus se tyd is water wat met asyn verdun gemeng, gebruik om jou te reinig, en daarvoor is 'n spons in hierdie asynwater gedoop en dan gebruik om skoon te maak, waarvoor ons vandag toiletpapier gebruik. Hierdie asynwater is of uit druiwe of selfs pruimsap gemaak en soos genoem algemeen gebruik as reinigingsmiddel. Daardie vore wat ek hier gewys het asynwater, asyn neerslag gehad, en die asynwater het heeltyd daarin gevloei. In Jerusalem het die Romeine die
mees moderne rioolstelsel ooit gehad. Die riool is weggespoel. Meer modern as van Afrika lande vandag het. En die asynwater, dit was hulle oplossing vir publieke toilette en hoe om gereinig te word. Soos genoem, as jy klaar was met daardie spons, het jy hom neergesit, sodat die volgende persoon hom kan gebruik, afgespoel en weer neergesit. So het die soldate wat die kruis bewaak het, ook asyn, saam met hulle geneem, en het hulle hierdie asyn verdun met water gebruik, om hulle sponsie, om hulle te reinig, as hulle by die toilet was. Opgrawings toon dat elke soldaat met so 'n sponsie uitgeruik is, en aan hulle ge-issue is as deel van hulle wapenrusting. En nou wil ek weer vir u Johannes 19 vers 29 lees. Ek lees vir ons. En daar het 'n kan vol asyn gestaan, en hulle het 'n spons met asyn gevul, en op 'n hisopstingel gesit. Die King James vertaal hom as volg: Now there was set a vessel full of vinegar, and they filled a sponge with vinegar, and put it upon hyssop, and put it to his mouth. Eerste keer toe ek hierdie woord lees, en hulle het 'n kan vol asyn, het ek gedink, weet jy, kry mos daai, my ouma het so 'n keramiek kan gehad, met so kurkproppe hier op, dan so, lyk amper soos 'n wynkan, né? Soos ons of deesdae ken. Gedog nie, dis die kan wat hulle gebruik het, nee. Die Griekse woord vir hierdie kan, wat vertaal is as 'n kan wyn gestaan, is die woord skaios. En dit beteken a vessel, an implement, equipment or apparatus, figuratively or literally, specifically, a wife as contributing to the usefulness of her husband. Goods, sail, stuff, vessel. Daardie kan het die lewe vir die soldate makliker, geriefliker gemaak, soos wat 'n vrou haar man se lewe hopelik vir hom gemakliker en geriefliker maak. Nuttig maak. Hierdie houer met asyn was vermoedelik die soldate se sponswater. Water met asyn of pruimsap verding vir reiniging. Simbolies het die soldate vir Jesus die drek van die mensdom gegee om te drink. Jesus het vrywillig uit hierdie spons gedrink, toe hy vra vir iets om te drink, omdat hy dors het. Jesus gee oor aan sy Vader se wil, en drink die beker van die mens se sonde, soos gesien, deurdat Jesus vrywillig vra, ek het dors, wetende dat hulle vir hom uit 'n spons vol asyn gaan laat drink, wat gebruik word vir die reiniging van 'n mens se drek. Jesus het vrywillig die siel se vuilheid, sonde aan die kruis gedra, sonde geword, so simbolies uitgebeeld in die beeld, dat hy vrywillig die drek van mense gedrink het, deur asyn uit 'n spons te drink. Dis irrelevant of daai spons al gebruik was of nie. Kyk na die simbool daar agter. As jy vandag vir iemand 'n stukkie toiletpapier gee om sy neus af te vee, kyk jy eers of hy gebruik was. Maar dit kom nog steeds daarop neer, dis toiletpapier. Daarom kon Jesus uitroep, dit is volbring. Ek het my Vader se wil gedoen. Dit waarvoor ek so beangs was in die tuin van Getsemane, ek het dit gedoen, my God. Ek het daardie beker vrywillig gedrink. Jesus het letterlik die vuil van die mensdom, die mens se totale sonde aan die kruis gedra, om vir ons versoening te bewerk met God. Nou laastens sien ons in hierdie gedeelte
die absolute vernedering en smarte van die kruis. Vers 41 tot 44 van Matteus 27, ek lees dit weer vir ons. En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes en die ouderlinge gespot en gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo, vers 43. Hy het op God vertrou, laat hy, dit is nou God hom nou verlos, as hy behaag in hom het. Want hy het gesê, ek is die seun van God. En op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig was, hom ook beledig. As ons nou in gedagte hou, wat ons tot nou geleer het sover, van dit wat nou werklik besig was om aan die kruis te gebeur, is hierdie teksvers wat ek nou net vir u gelees het, dit wat die omstanders gedoen het, hulle bespotting, sekerlik die vernederendste handelinge en woorde wat Jesus ooit moes aanhoor. Die smarte, die hartseer wat Jesus in hierdie oomblikke moes beleef, is onbeskryfbaar. Voor die oë van daardie omstanders aan die kruis is Jesus besig om die drek van die mensdom, die mens se sonde van alle eeue op hom te neem, om dit in te drink. Hy word gepynig, gegeesel, geslaan, verneder. Hy, die sondeloos volmaakte, word sonde gemaak. Terwyl Jesus dit doen, spot die mense vir wie Jesus dit als deurmaak. Spot hulle met die evangelie wat Jesus verkondig het en die uitlatings wat Jesus in sy bediening gedoen het. Hulle spot oor sy godheid. Hy het gesê, ek is die seun van God. Vers 43. Hulle spot met Jesus se primêre taak om die mens te kom verlos en hulle sê, wel, hy het ander verlos, maar homself kan hy nie. Hulle spot selfs met Jesus deur aan te dui dat God geen welbehaag in hom het nie, vers 43, terwyl 'n stem uit die hemel gesê het, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Matteus 3 vers 17. Wat dit nog verder hartseerder maak, is as ons daarop let, wie met Jesus spot. Dit is die mense met godsdienstige kennis, vers 41, die owerpriesters, die skrifgeleerde is 'n Bybelkenner, en die ouderlinge. Met ander woorde, die geestelike leiers, wat met Jesus spot. Maar ook spot die wat Jesus die meeste nodig het in hulle lewe. Op daardie oomblik, die twee rowers aan die kruis wat besig is om te sterf, spot hulle ook met Jesus, vers 44. Die een het later bekeer, maar die ander een nie. En vriende, dit is vandag steeds so. Die godsdienstige, die sogenaamde Christene, wat kennis het van God, wat nog op hulle eie werke wil vertrou, spot met Christus oor sy verlossingswerk, wat hy in hulle lewe wil kom doen. Nee, Here Jesus, U is nie goed genoeg nie. Ek moet gedoop word. Nee, Here Jesus, U is nie genoeg nie. Ek moet agteroorval in tale voordat jy my kan verlos. Jy spot met Christus.
Die mense wat Jesus die nodigste het, hulle wat op sterwe is, spot met Jesus se verlossingswerk. Ek kom eendag by 'n tannie. Sy is op suurstof. Sy het emfyseem. Sy is 'n kettingroker. Sy vra vir my: "Dominee, sal jy asseblief vir my bid vir genesing?" Ek sê vir haar: "Tannie, in God se hande is enigiets moontlik en aan die kruis het ons Here Jesus Christus ook vir ons genesing gesterwe, want daar staan in Jesaja 53, deur sy wonde daar ook vir ons genesing gekom." Sy sê: "Nou bid vir my." Ek sê: "Tannie, maar ek wil net een vraag vra. Is Tannie bereid om op te hou rook as ek vir Tannie bid vir genesing?" "Nee," sê sy. "As die Here my lewe kom verleng, kan ek verder rook." Sy spot met Christus aan die kruis. Jy en ek spot met Jesus as ons weet wat hy werklik aan die kruis vir ons gedoen het en ons maar net volhard in die drek, die sonde wat ons in ons lewens doen en toelaat. Sit maar nog as syn met my drek, my sonde gemeng op daardie sponsie en voer dit vir Jesus, want hy is mos gewillig om te drink. Kom ons vat saam. Gemeente, Christus het vrywillig aan die kruis uit die spons gedrink. Dit simboliseer vir ons dat Jesus die beker van God se grimmigheid, die vuilste vuil van die mens se siel, sonde, al die mensdom se sonde op hom geneem het aan die kruis. Hy wat geen sonde geken het nie, het vrywillig gekies dat God hom sonde vir die mensdom gemaak het. Vriende, maar ons lees ook dat die omstanders by daardie kruis, hulle wat gesien het wat Jesus vir hulle gedoen het, Jesus gespot en geminag het. Hulle het geen waardering gehad wat Jesus vir hulle gedoen het nie. Vandag het u gehoor wat Jesus werklik vir jou deurgemaak het aan die kruis. Hy het die vuil van jou mensheid gedrink, sodat jy daardeur gereinig en geheilig kan word voor God. Hy het al jou sonde op hom geneem, sodat jy volmaak kan wees deur hom voor God. Die vraag is vandag, spot jy ook nog met Christus en wat hy vir jou gedoen het? Druk jy nog steeds kort jou asynstokkie in die sonde en verwag jy dat Jesus dit moet drink sonder dat jy enige berou het oor die smarte en die vernedering wat jy met jou sonde aan Christus doen? Staan jy ook nog om die kruis en spot? Of streef jy daarna om nie nog meer vernedering of smarte op Jesus te laai nie? Meer en meer soos Christus te word en nie meer en meer vir Christus sponswater te voer nie. Hoe lyk dit? Hoe lewe jy? Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons dank U, Here, vir U kosbare woord, wat vir ons opgeteken is in die fyn detail daarvan, Here, wat so vir ons oopgebreek word. Ag Here, dan kan ons maar net voor U kom neersak op ons knieë vanoggend. En ons kan kom bely, o Here Jesus Christus. Hoeveel maal, Here, het ek gespot met U verlossende werk aan die kruis? Hoeveel maal, Here, het ek U net vasgehou vir die tydelike, om te genees, sodat ek kan aangaan om te sondig?
Ag Here, hoeveel maal het ek my spons in die sonde gedoop en verwag dat U dit moes drink. Het ek bygedra dat U verneder en geminnig word deur my optrede, my sonde. En nou wil ons vanoggend voor U kom kniel, Here Jesus, ons verpleit. Ag, vergewe ons. Ag Here, dank U dat U gehoorsaam was tot die dood. Dat U vrywillig U lewe afgelê het om as offer te dien vir my, vir ons as sondaar mense. En dat ons daardeur volmaak, gereinig en geheilig voor God kan staan. Maar gee ons nou die krag, Here, om van nou af nie meer by te dra tot U vernedering en bespotting. Bewaar ons daarvan. Ons spreek woordelik, Here, ons spons maar net in die sonde te doop en te verwag dat U dit sal drink. Help ons hierin, o Gees van God. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing ons slotlied staande saam. As jy die noot hoor, daar's 'n dierbare kruis en elke woord, dink daaraan as jy dit vanoggend sing en bid dit uit u hart uit. Kom ons staan, dan sing ons dit saam. Die liefde wat hy vir my het. Daar is alles voldaan en die vyand verslaan. Daar word ek van sonde gered. By die kruis wil ek bly. Door die stryd hier beneden is volstryd. Tot ek eens in die hemel sal word. Daar verwissel ons kruis met 'n kroon. O die dierbare kruis, waar die uiterste prys deur die kosbare bloed is betaal. Daar is smarte gelei en verzoening gekry, waar Jesus oorwinning behaal. By die kruis wil ek bly. Door die stryd hier beneden is volstryd. Tot ek eens in die hemel sal word. Daar verwissel ons kruis met 'n kroon. By die dierbare kruis sal ons loflied verrys, tot eenmaal daar om die troon. Want eens is ons huis in die Vader se huis, dan wissel ons kruis met 'n kroon. By die kruis wil ek bly. Door die stryd hier beneden is volstryd. Tot ek eens in die hemel sal word. Daar verwissel ons kruis met 'n kroon. By die kruis wil ek bly. Door die stryd hier beneden is volstryd. Tot ek eens in die hemel sal word. Daar verwissel ons kruis met 'n kroon. Vriende, ek herinner u
die kerklike finansies inligtingssessie by die tweede diens, vra dat u ook dit sal bywoon. Gemeente, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees en bly. Amen. Heerlike koffie en tee daar agter beskikbaar.